Goeiemôre Beleef familie, welkom by ons laaste oordenking vir hierdie week. Nou ek hoop hierdie paar minute help jou om jou week net af te sluit deur weer jou hart op Jesus te rig. Nou hierdie hele week ontdek ons nog heeltyd saam een eenvoudige waarheid. En wat is daai waarheid? Is dit my en jou hart, ons harte, dit vergeet vinnig. Daarom gee God vir ons ritmes wat ons telkens terugroep na hom toe. Ons het gesien onder andere hierdie week het ons gekyk na Israel, wat op 'n stadium gee God die opdrag dat hulle moet gedenkklippe oprig, juis om sy getrouheid te onthou, en dat hulle vir generasie vir hulle mense kan vertel van God se getrouheid. Ons het geleer oor daai gemeente in Openbaring, die Efese gemeente, waar God hulle vermaan en sê, ek roep julle terug na jou eerste liefde. Ons het ook geluister hoe Petrus gelowiges herinner aan waarhede wat hulle nooit mag vergeet nie. En nou ontstaan daar vir my amper vanself hierdie vraag, as ons harte so maklik afdwaal, wat is in plek vir die Nuwe Testament gelowige? Wat is in plek? Wat het God in plek gestel? Wat het Jesus in plek gestel, dat ons harte nie so maklik sal dryf nie? Wat is die ritmes wat God vir ons gee, wat ons terugbring na hom toe? Nou, dis daai wonderlike woorde van Jesus Christus self, wat hy kom antwoord en hy sê, op 'n stadium kom die disippels na hom en sê, Here, leer ons bid. Hulle vra vir my die vraag. Hulle vra nie hoe om beter te preek nie, hulle vra nie hoe om meer wonderwerke te doen nie. Ek dink dis wat ek sou wou gevra het, en soos, Here, ek wens ek kan meer bonatuurlik gebruik word hierdie. Nee, hulle kom vra, Here, leer ons bid. En Jesus begin sy antwoord met 'n eenvoudige stelling, of hy kom met hierdie woord, hy sê, wanneer julle bid. En nou daai is Lukas 11 vers 2. Nou ek hou daarvan, want Jesus sê nie, as julle eendag lus voel om te bid nie, of wanneer julle eendag tyd kry daarvoor om te bid nie. Nee, hy kom sê, wanneer julle bid. Met ander woorde, hy neem aan dat gebed is deel van sy disippels se daaglikse ritme. Dit is net 'n dissipline vir hulle. Nie omdat God, kyk, ek en jy bid nie omdat God ons gebede per se nodig het nie. Nee, maar ons bid want ons het God nodig. Gebed verander nie eers God se hart nie. Gebed rig dikwels eers ons harte weer op God. Dis eintlik wat gebed doen. Kyk, gebed doen baie goeders. Ek kan baie meer sê as dit, maar as ek nou kan sê, in eenvoud, wanneer ek en jy bid en tyd spandeer saam met God in gebed, daai ritme beoefen, wat een van die ritmes is van die begin af van die Nuwe Testament kerk, dis 'n ritme vir die Christelike persoon se lewe, is nie 'n plig nie. Hierdie ritme, hierdie uitnodiging bring ons terug, dit rig ons harte. Hierdie wêreld so vol geraas is en de mekaar is, dis 'n geleentheid vir my en jou om stil te raak voor ons Vader. Nou, wanneer ons môre by mekaar kom, as jy vandag inskakel en jy is dalk hier vir die eerste keer, wil ek jou uitnooi, môre vat ons hierdie boodskap die hele week so oordenking saam met ons erediens. As jy in Alberton is die uitnodiging altyd, of in ons omgewing, kom na ons plek waar ons kerk, dit is 35 Phantom Straat hier in Alberton. Maar as jy inskakel op hierdie platform, môre gaan ek met julle deel spesifiek oor hoe lyk 'n ritme, hierdie gedagte van hoe kom ons terug, wat het Jesus regtig vir ons kom wys met Lukas 11, en hoe kan ons God ervaar op 'n vars wyse, op 'n anderste manier, wat daagliks, as ons hierdie ritme gaan toepas, ek gaan iets met julle deel, is 'n geheim, nie noodwendig 'n geheim wat ek het nie, maar dit is 'n manier, en ek kan vir jou beloof, as jy daai manier gaan toepas, gaan jou lewe radikaal transformeer. So môre gaan ek meer oor dit deel op hierdie platform. Ek hoop regtig jy sal met ons inskakel. Dankie vir die week se kommentare. Dankie vir almal wat hierdie oordenkings deel. Ons waardeer julle so baie, maar ek hoop regtig môre sal julle inskakel saam met ons en saam met ons verder reis rondom die onderwerp. Hoe keer ons dat ons harte nie aanhou dryf nie? Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die enorme genade oor ons lewens. Dankie vir die week se oordenkings, hierdie week se lesse uit die woord uit. Dankie vir dit wat ons harte rek en ons gedagtes strek, Here, dat ons op 'n plek kan kom, ons werklik, as ons die woord van God voor ons oopmaak, en ons kom in u teenwoordigheid, en is dit soos 'n spieël wat vir ons opgehou word, en ons kan sien wat werk en wat werk nie, waar skiet ons kort en waar moet ons nog verander, en wat is meer as enigiets die genades wat u in ons lewens losmaak. Here, ek is so dankbaar dat u kan ken. Dankie dat u saam met ons as mensekind wandel. Mag ons hierdie res van hierdie dag 'n dag wees waar ons net lewe om u te verheerlik, en môre wanneer soveel gelowiges reg oor die wêreld bymekaar kom om u naam te verheerlik, saam te kom in eenheid en saam vir u te beleef, bid ek vir elke kerk, in elke nasie, in elke land, elke plek. Mag ons môre net meer en meer van Jesus beleef. Mag ons mekaar raak kyk, mekaar raak sien as gelowiges, mekaar bedien, mekaar geniet. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek hoop ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.